Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons. Ons vertrou dat u ook 'n baie goeie nag se rus gehad het. Ek wil maar net vanmôre vir u sê dat u met sekerheid kan weet dat hierdie dag die dag is wat die Here gemaak het en ons kan daaroor juig en bly wees. En die gebed van my hart is dat u ook in hierdie blydskap van die Here sal wandel. Nou ek het al baie gedink oor die gedagte, waarom moet ons juig en bly wees oor elke dag wat die Here gemaak het? En die antwoord is eintlik eenvoudig en voor die hand liggend, dat die Here op die troon van die hemel sit, van die aarde maak die voetbank van sy voete, hy rig ons voetstappe, hy lei ons op die weg van geregtigheid, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou vir vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte in een oomblik van duisternis na lig. Jy sal onthou, ons het maandag begin met ons oordenkings toe ons gekyk het na hierdie fisiese lig wat die Here geskaap het. Ons het dit ook toegepas op die geestelike lewe en hoe ons van die duisternis oorgebring moet word aan die wonderbare lig, en het ons ook gekyk na die ewige lig van die Here. Gister 'n bietjie gekyk na die onderskeid tussen lig en duisternis, vir hulle wat sê hulle wandel in die lig, hoe daar 'n onderskeid moet wees tussen hulle wat dan sê hulle wandel in die lig en hulle wat in die duisternis nog sit en in die duisternis wandel. Maar vanmôre gaan ons by die gedagte uitkom in een oomblik van duisternis na lig. Nou vriende, hierdie is 'n gedagte wat my baie na aan die hart lê, omdat ek moet so geweldig baie mense in aanraking kom wat nie kan getuig dat hulle uit die duisternis na die lig oorgegaan het. Hulle praat maar van so stelselmatig het hulle liewer geraak vir die Bybel en weet jy, hulle het bietjie meer kerk toe gegaan en weet jy, die vrou het hulle genooi om saam kerk toe te gaan, of miskien het die ouers hulle in die kerk groot gemaak en hulle is Christene en hulle is goeie mense en hulle probeer hulle bes. Maar daar is baie min mense wat kan getuig en sê, een oomblik was ek duisternis, maar nou is ek lig in die Here. En vriende, daar is legio voorbeelde in die Bybel van waar die Here vir ons wys hoe hy ons dan van die duisternis oorbring na sy wonderbare lig. Met ander woorde, daar was 'n erkenning van my sonde, dat ek 'n sondaar is. Ek word so gebore, ek was in vyandskap teenoor God, maar deur God se genade het ek oorgegaan in 'n oomblik en 'n oogwink na die lig van God se geregtigheid. En vriende, kom ons kyk na 'n paar eenvoudige voorbeelde in die Bybel. En een van die voorbeelde wat my seker die naaste aan die hart lê, is daardie rower aan die kruis. Die Bybel leer vir ons dat hierdie man 'n lewe van ongeregtigheid gehad het, 'n lewe van sonde, 'n lewe van boosheid. En hy het geluister hoe die ander rower aan die kruis die Here Jesus smaat en hom spot. En ek lees vir u in Lukas 23:39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang het hom gesmaat en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons regverdiglik, omdat ons die verdiende loon vir ons dade ontvang, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Is dit nie wonderlik hoe die Here in een oomblik hierdie bose man oorvat van die duisternis oor na sy wonderbare lig. Kosbaar om hierdie groot waarheid dan ook raak te sien. Vriende, ons dink in Lukas 19, die man Saggeus, die tollenaar wat ander mense ingedoen het, en hoe die Here hom in een oomblik kom red het, hom kom wederbaar het. Kom ek lees vir u baie gou wat staan daar so. Die Bybel sê vir ons, en toe Jesus by die plek kom waar Saggeus in die boom geklim het, sê vir Saggeus, dat Saggeus uit die boom moet uitklim, want die Here wil vandag na sy huis gaan. En die Bybel sê vir ons, en baie mense het gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan, maar Saggeus het gaan staan en gaan sê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. In 'n oomblik van 'n skelm tollenaar, na 'n kind van God, vanuit die duisternis, na die wonderbare lig van die Here. Ons lees daar in Lukas 18 vers 13, van die fariseer en die tollenaar wat aan die tempel gegaan het om te bid. Die Bybel sê die fariseer, die kerkman, het baie vir die Here gesê, en die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel opgehef het nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. En die Bybel sê vir ons, hierdie man het regverdig na sy huis gegaan. U sien vriende, voor ons werklik kan oorgaan van die duisternis na die lig, moet ons eers besef hoe groot ons duisternis is, hoe groot ons sonde is, hoe groot ons ellende is, en dat net Christus Jesus in 'n oomblik, in 'n oogwink ons uit die duisternis kan oorbring na die lig. Ja, van daar af is dit 'n lewenslange pad in die lig saam met die Here, 'n lewe van selfsterwe en kruisopname en volg van die Here. Maar ek vra jou, het jy al oorgegaan van die duisternis na die lig?
Ons kan gaan na Johannes die 4de hoofstuk, die vrou by die put van Samaria. Johannes 8, die owerspelige vrou. En dan kan jy miskien vir my sê, maar luister Gerard, wow. Ek is nie so slegte mens nie. Ek het daarom redelik Christelik groot geword en dan wil ek jy vat na Johannes die 3de hoofstuk. Ag vriende, ons lees daar van 'n man met die naam van Nikodemus. Hy was 'n leraar in Israel gewees en hy het in die aand na die Here gegaan. En baie van die kommentaarskrywers sê dit was omdat hy miskien bang was dat sy kollegas hom sou uithaal, maar hierdie man het 'n geestelike nood gehad. Hy het 'n geestelike nood gehad, hy het vrede gesoek in sy hart. Hy was 'n leraar in Israel, hy het die Bybel geken, hy het die Bybel gepredik, maar hy het nie sekerheid gehad of hy self aan die Here Jesus Christus behoort nie. En hy gaan in die aand na die Here Jesus en hy gee vir hom baie komplimente en die Here sê vir hom, Nikodemus, jy moet weer gebore word. En vriende, uit die konteks kan ons dit baie duidelik sien en ons sien later ook in die Bybel dat hierdie man Nikodemus het oorgegaan van die duisternis na die wonderbare lig. Ek vra jou vanmôre, het jy al oorgegaan van die duisternis na God se lig? Kan jy sê, eens was ek 'n sondaar, nou is ek 'n kind van God, deur sy groote genade en sy liefde aan my geopenbaar? Ag vriende, in ons eie huis kan ek dit so wonderlik gesien het. Ek het 3 seuns. Die oudste seun, soos u weet, was baie soos sy pa gewees. 'n Rebel, 'n man wat sy eie inrigting ingeslaan het en 'n man wat hom in baie dinge begewe het. Maar op 'n stadium het hy my gebel en gesê, pa, hoe kan ek van my sonde ontslaa raak? Ek het vir hom gesê, seun, vlug na die Here. By die kruis van Christus is daar verlossing. Hy het gesterf vir ons sonde. En ag vriende, ek het gesien hoe die Here hom vat van die duisternis na die lig. My middelseun Regard het groot geword in ons huis en 'n baie godsdienstige lewe gelei en baie goeie dinge gedoen, 'n baie voorbeeldige kind gewees, maar dit is in sy standaard 9 jaar toe hy onder hierdie sonde oortuiging gekom het dat hy in die duisternis gebore is, dat hy skuldig staan voor God, dat al sy goeie werke hom nie uit die duisternis kan haal nie, maar dat hy nodig het om by Christus uit te kom. En ons kon duidelik sien, ag vriende, dat die Here hom kom red het. Sy lewe het handomkeer verander. Daar was 'n liefde vir God, 'n liefde vir sy woord en ook so die Here hom, wat 'n goeie godsdienstige kind was, uit die duisternis gehaal en oorgebring na sy wonderbare lig. Ek vra jou vanmôre, hoe lyk jou lewe? Ag, die gebed van my hart is dat jy vanmôre kan getuig met sekerheid. Eens was ek duisternis, maar dank God, nou wandel ek in die lig van God se aangesig. En hoe weet jy, jy's 'n kind van die lig? Ag vriende, in eenvoud van die Bybel kan ek vir u sê, is daar 'n liefde vir God. Want die Bybel sê vir ons, niemand kan God lief hê as Christus nie daardie liefde in ons harte kom uitstort het deur sy Heilige Gees, as hy ons nie kom red het nie. Ag vriende, is daar 'n haat vir sonde? Is daar 'n liefde vir die woord van die Here? Is daar 'n begeerte om meer te word soos Jesus, om gelykvormig te word aan sy beeld? Dis die wonderlike werk wat God vir ons doen, as hy ons uit die duisternis oorbring na die wonderbare lig. Ag, die vrug van die Gees sal daar wees, 'n liefde vir die God van die hemel en aarde, 'n liefde vir verlore sondaars, 'n liefde vir ander mense. En daarom pleit ek by jou, dat jy seker sal maak, dat jy kan sê, eens was ek duisternis, maar dank God, nou is ek lig in die Here. Daarom pleit ek by jou, wandel soos 'n kind van die lig. Mag die Here u ryklik seën, en mag die Here vir u dan ook trek na sy deurboorde, sy as u hom nog nie ken nie. En as u hom ken, lewe om hom te verheerlik in alles wat u doen. Groete en mooi dagie verder te raak.